Here, die goedheid en die guns kan ons nie, Vader, beskryf, ons kan dit net ervaar en ons kan dit net beleef. Here, in hierdie tye wat ons leef, my koning, is die goedheid en die guns oor ons so wonderbaar. Ons eer en ons prys U vanaand, laat U woord vanaand gaan soos dit U wil is, Here. En die Heilige Gees, die prediker sal wees dat ek nie gesien mag word en gehoor mag word nie, maar dat die Gees van die Here gehoor en gesien word. Here, regdeur, Here Vader van genade, waar ook al die saak mag val. Kom vanaand en word verheerlik, ons bid dit in Jesus Christus heilige naam. Amen. Geliefdes, ons gaan saam lees in 2 Samuel 21. Ons gaan net 'n paar versies daar uitlees. Woord van die Here lees soos volg. Hy sê die hongersnood in Israel, die Gibeoniete en die huis van Saul. En toe daar in die dae van Dawid 'n hongersnood was 3 jaar lank, jaar na jaar, het Dawid die aangesig van die Here gesoek en die Here het gesê van wie Saul en van wie sy huis waarop bloedskuld is, omdat hy die Gibeoniete omgebring het. Toe roep die koning die Gibeoniete en sê vir hulle, die Gibeoniete het namelijk nie behoort tot die kinders van Israel nie, maar by die oorblyfsel van die Amorite. En hoewel die kinders van Israel vir hulle gesweer het Saul probeer om hulle om te bring in sy ywer vir die kinders van Israel en Juda, tot soveel geliefdes. Dank vanaand die Here van weerskade vir sy goedheid en sy guns. Ek kyk in hierdie geval en ek ontdek iets wat ek in my lewe ervaar en ek dink daaroor en ek vraag myself, maar as ek kom by die bekering, ons bekeer wel, maar die ou weer was so streng, hy het gesê, jy moet teruggaan, daar waar jy verkeerd gedoen het, moet jy gaan regmaak. Die mense wat jy seer gemaak het, moet jy gaan vergoed, jy moet reg gaan maak. Dit was nie net 'n straf, ons kyk selfs in die Ou Testament, toe Moses die wette van die Here vir die volk neergelê het, was dit ook. Hulle moes beeste gee, hy moes 4 maal terugbetaal, 4 beeste gee vir 1 beest wat hy gesteel het. En ek kyk in hierdie dag, sê die wee van die ou wee was streng. En ek kyk in hierdie geval toe, Saul nou hierdie ding gedoen het, en Saul is nie meer daar nie, Dawid is nou koning, en hier is Israel in 'n hongersnood, 3 jaar lang sê die woord van die Here. En hier moet hulle vergoeding doen, soos in die tyd van Moses. En hulle moet, en koning Dawid verneder hom voor die Here, en hy gaan soek die Here, soos ons vanoggend gehoor het, toe Samson die Here aanroep, het die Here hom versterk. Sy krag kom van God af. En toe Dawid die Here soek en die Here aanroep, het die Here vir hom gestuur. Saul het gesondig en dit is wat Israel het gesondig teen die Gibeoniete. En die Gibeoniete was nie afstamming van Israel nie. En ek kyk soms is dit in ons daaglikse lewe dat die Here ons terugstuur op ons weer. Dis maklik om tot redding te kom, is maklik om te bekeer, maar as die Here ons terugstuur op die paaie waar ons gefouteer het en sê, gaan maak reg met die persoon deur wie jy gesondig het, dan is dit die paai nie weer so maklik nie. Dan dink ons, jong, die vernedering is te groot. Ek kan nie na die persone toe teruggaan en sê, vergewe my, ek het dit en dat teen julle gedoen, ek het dit van jou gesteel, ek het dit teen julle gedoen, en so moeilik, soos dit in ons daaglikse lewe is, kom baie mense tot bekering en redding. Maar om terug te gaan, om God se woord te volg in sy waaragtigheid en sê, gaan terug. Want daardie persone, te wie jy seer gemaak het, sit nog met die hartseer. Is nie dat het weggewaai is toe jy bekeer is, toe die Here die persoon het vergeet, wat jy teen hom gedoen het nie. Sommige mense hou wrok vir jare. Families hou wrok vir jare. Mense skei, kinders word wees deur wrok, deur die saak dat niemand kom terug en sê,
jong, ek het gesondig teen jou. Ek het teen die hemel gesondig en ek het teen jou, ek het jou leed aangedoen. Ek het verkeerd teen jou gehandel. Vergewe my. Dan raak die paadjie van bekering 'n baie moeilike pad om op te loop. Dan besef ons soos my broers vir ons bediene daar by die polisiestasie. Hy wil nie graag sien enigeen daar binne moet op die breë pad loop en die ewige verderf ingaan nie. Hy verlang dat almal saam met hom op die nouweg sal wandel. Dan ontdek ek, die nouweg is 'n nouweg. As ons kom by die teruggaan op die pad wat ons voorheen geloop het, terwyl ons op die breë pad was, terwyl ons gedoen het wat ons wil, mense seer gemaak het met woord en daad. Want woorde is baie seerder as die daad. En niemand kom terug. Daar's gelowiges wat die Here regtig aanraak en sê, gaan terug, gaan maak jou saak reg. Gaan vra daardie persoon verskoning. Gaan bely, want die Here gaan jou daardeur seën. Israel het nie net vir 3 jaar sommer net so in hongersnood gegaan, omdat Saul nou weg is, Saul het ons se sondes vergewe en almal is net baie happy en go lucky. Nee, geliefdes, die pad wat ons bewandel is 'n nou en 'n smal pad. Nie net om ons te weerhou om af te dwaal en terug in sonde te val nie, maar om ons reg tot bekering, die nouweg op te klim en sê, Here, ek dien nie waarlik, want as ek terugkyk, wie ook al my sien, en die mense wat ek verkeerd gedoen het, hulle ken my, hulle weet wie ek nou werklik is. Ek het gegaan, ek het my weer gaan regmaak met hulle. Ek het hulle gaan vra vir verskoning en dit help hulle om te sien dat ek 'n ware kind van die Here is. En dit help vir hulle om te sê, ek wil ook wees. Ek wil ook op daai punt kom waar die Here in diepte, gees en in waarheid kan dien. Dat ek die Here kan ken, as ek sê, Here, ek roep U nou vandag aan, my probleme so stryd, die hongersnood is nou te lank. Kan ek nie vanaand na die woord van die Here kyk en sê, Here, help my. Ek moet teruggaan. Daar is nog dinge wat ek nie reg gemaak het nie. Mense wat ek nog nie by gaan bely het en sê, jong, my skuld. My skuld is groot teenoor julle en ek het dit nie bely nie. Want dit mag my terughou die dag as ons kom by die ewige poorte. Sal die Here Jesus my vra, maar jy het nooit teruggegaan nie. Jy het die persoon elke dag gesien, jy het nie gegroet nie. Jy het geweet wat is die saak tussen jy en die persoon. Jy het dit teruggehou. Waarom? Dit mag ons uit die poorte van die hemel hou. As ons kyk in die weë wat die profete, die godsmanne en vroue gewandel het. Geliefdes, ek dink aan vanoggend se boodskap. As Samson, hy vra die Here, Here gee vir hom krag. Die Here gee vir hom die krag om hom te wreek oor 2 van sy oë. Geliefdes, God gee hom die krag, want hy was 'n Nasareëner van God. En hier kom Dawid en hy gaan vra vir die Gibeoniete, wat moet ek vir julle doen? Dat julle ons mag seën en dat God ons omstandighede kan verander, want Israel is in hongersnood. Baie mense lewe in hongersnood, nie vleeslike hongersnood, maar in die geestelike. Ons is kwaad vir mekaar. Ons is woedend vir mekaar. Want ons die een het nooit teenoor die ander gaan regmaak nie. Ons het gekom en gesê, my broer, bid vir my, ek wil my bekeer. Maar om terug te gaan op die weg en sê, my broer, vergewe my, ek het jou leed aangedoen. Daai dag lank gelede het ek so en so teen jou gedoen. En ons hou aan en jaar in en jaar uit en ons gaan ons lewenspad deur verdeel. Haat teenoor mekaar. Geen Gods liefde, geen Gods vrug, terwyl ons praat van dit. Geliefdes, kan ons mekaar begin aansien in die soos God ons aansien met liefde. Dan gaan ons terug en sê, Here, lei my. Nie ek myself het nie, want ek my eie gaan dit volteer. Ek gaan misluk, maar as die Gees van die Here vir ek en u lei en sê,
dit is nog, ek wil jou graag op my weg hê, 110%. Ek wil hê, as jy jou mond oopmaak, as jy bid vir iemand, as jy jou hande oplê, moet die krag van God met jou wees. Jy moet die genesingskrag van God moet daar wees as jy jou hande oplê. Met die liefde van die Here moet uitstraal op jou, want ek wil jou 'n besonderse 100% sal ek sê Christen hê. Geliefdes, hoe wil God ons werklik sien? 40%, 30% met die halwe mense wat ons leed aangedoen het en nie verskoning of vergifnis gaan vra het nie. Kom ons kom by die plek waar ons die Here werklik waar sien soos hy ons wil sien. Regtig waar instrumente, suiwer. Ons weet, ons strekel ons val dagliks. Ons is mens. Maar vir die dinge wat jare aankom, wat jare daar in hy sakkie lê en hy kom nie uit nie. Hy word net nie uitgehaal en sê, die is familie, die is my broer, die is my dogter, die is my seun. Ons praat vir so lank nie. Kan ons by die punt kom, dat ons sê, Here, werklik waar, ek wil U so ken, dat ek kan vrede maak. Hy stukkie ding wat daar in die sakken lê, vir jare, wat ek nooit vrede mee gemaak het, met my geliefdes, met my eie bloed, met familie van my, met my eie kind. Hierdie ding, laat ek het reg maak. Help my, lei my op die regte tyd, op die regte dag, dat ek kan gaan en sê, my geliefde, my broer, my bloedbroer, my bloedsister, my vriend, my kind, my dogter, my pa, my ma, dit is my saak, ek was verkeerd. Ek wil graag 'n suiwer of die nou-pad reg bewandel met hierdie Christus wat ek aangeneem het. Vanuit 'n duur prys vir ek en U betaal. Amen. Die prys is so duur dat as ek en U die dag kom, want die woord van die Here leer vir my, die hemel word gestroom deur siele wat die hemelse poorte wil ingaan. Ons besef nie. Ons wat hier op aarde, omdat ons nie die beeld sien, omdat ons nie die prentjie sien, wat God het vir die dag van oordeel nie. Maar ons leef daartoe om geregtigheid in werklik na te streef. En ons beoefen ons in die dinge. Maar ook vir die wat dit nie so insien en sê, jong, daar is nog, ek weet van die saak, ons is nog kwaad vir mekaar. Ek en my broer of ek en my oom, ons is nog kwaad vir mekaar. Ons praat nou al 25 jaar. Ons praat al 30 jaar nie. Want daar is die gevalle werklik waar. Mense praat nie met mekaar omdat daar sake is, onopgeloste sake. En vanaand besef ek dat Dawid hierdie saak wat Saul gedoen het en wat op sy huis gerus het, die hele Israel in hongersnood gebring het. En ek en U geliefdes, kinders van die Here, elkeen, kind van God of nie, gered of nie gered, ons almal het dieselfde verpligting om te kyk, wat is nog in my sak, wat ek moet regmaak. En met wie moet ek dit gaan regmaak? Want liefde ontbreek. Besonder is die persoon wat ons nie so baie van lyk nie. Die persoon wat ek nou so baie voor, jong, as ek die persoon aan en dink, dan sê ek al klap bloed ooit van kwaadheid. Geliefd is die persoon, kom ons kyk wat is in die sak, kom ons haal uit, kom ons herstel dit wat die Here in ons lewens wil herstel, sodat ons geseën kan wees en die geslagte van ek en U geseën mag wees, dat God 'n verandering in die kinders kan bring, sodat die kind self kan sê, kyk, die pad wat ek loop, wat drugs betref, is nie vir my nie. Ek los dit vandag en ek stem af, want die Here gaan my help. Want ek het 'n weg gesien wat reg is. Hy is wel nou, hy is moeilik om op te loop, maar ek wil hom bewandel, want daar is seëninge in dit. Geliefdes, kan ek en U die moed skep in die Here Jesus Christus, net vir sy bloed wat gestort was, die prys wat hy betaal het. As ons net sê die Here sit aan die regterhand van God die Vader. Ja, hy sit daar, maar die prys wat hy betaal het,
dat ons, ek en u, op die smalweg moet bly. Ons wil mekaar sien. Ons kom dat ons nie so baie lyk in die anties en almal wat ons nie lyk nie, hulle moet nog op my weg kom. Ons verlang hulle op die weg, dan God wil ons almal die hemelse poorte vol kry. Ons wil nie mense laat verlore gaan. Ons is hier om die woord te verkondig as kinders van die Here. Ons is hier om uit te dra God se goedheid, die Here Jesus se lewe wat hy afgelê het, die prys wat hy betaal om dit uit te dra, maar nie net uit te dra, geliefdes. Ons moet bid dat die Here hulle siele red. Dat hulle ook by die besef kom. Luister, dit wat in hy sakke is, wat ek so swaar aangedra het vir jare. Ander mense dra sakke vir jare en is baie swaar. Want is baie mense vir wie ek kwaad is. Is vir baie mense vir wie ek ongelukkig is. Vergewensgesindheid. Want die vergewensgesindheid is maklik om te sê ek vergewe jou, maar in die hart kom niks uit nie. Dit bly vas soos 'n boom met 'n baie groot wortel. Hy hou vas. Geliefdes, as u gered is vanaand of nie, as ons by die punt kan kom en sê, Here, die pad van saligheid is wel 'n nou pad, maar hierop wil ek bewandel, want die prys is betaal vir my sonde, en ek is gered, en ek sal my bekeer, want die pad is nou en smal, maar dit lei na geregtigheid. Dit lei na die Vader en dit lei na 'n ewige lewe. Ek en u sal nie teleurgesteld is op daardie dag nie. Amen. Kom ons laat ons nie onsself flous en sê, dit sal miskien uitwerk nie. Kom ons kyk eers in die sak en sê, Here, ek maak 'n bietjie die sak wil ek leeg maak, want ek wil ligter weeg. Die pad is te smal om nog sakke rond te dra wat kwaad, haat, woede behou. Kom ons skud 'n bietjie af. Kom ons gaan maak reg met die persone vir wie ons jarelang, dis hoekom het is my snaaks om te sien, dat kinders so maklik verkeerde dinge kan doen, asof dit net niks is nie. Dis maar net soos asemhaal. Want die waarheid word nie gegee in die huis, by die skool, by die werk. Dit word nie gegee en sê, jong, ons moet versigtig is, want jy kan afval van die pad. Want hy is smal, hy is nou, en hy lei na die ewige lewe, na God die Vader. En as ek en u, en as ons verlang om eendag daaruit te kom, gaan ons eer terugkeer op daardie weg. Want God het ek en u nie die lewe gegee toe ons gebore was, om net hier te is, en dit klaar te kry, trou en alles, en kinders en op te raak, en dit is oor nie. Ek en u is hier vir 'n doel, om die evangelie te verkondig, aan mekaar. Want dit was Israel se werke. Hulle moes mekaar bedien, nie net met vleeslike voedsel, maar met geestelike voedsel. Vir mekaar sê, my broer, ons moet nie so maak nie, want die weg wat ons opwandel is nou, ons kan afval, en as ons daar afval, is moeilik om terug te kom, want dit is 'n smal weg, soos die woord van die Here vir my leer. Dit is moeilik, dit is swaar vir 'n teruggevallene om weer terug te keer. Dit sal kos, geliefdes, baie gebed, baie smeking vir God om genade te skenk. Maar ek en u wat vanaand luister na die woord van die Here, kom ons haas ons om die dinge af te skud, om hierdie sakke wat ons dra van haat, ongelukkigheid, moeilikheid af te skud. Vergewe, dis goed, maar dan hou ons nog in die hart vas. Ons breek los, maak ons harte ligter en bewandel die weg van saligheid en geregtigheid. Dat ons eendag die koninkryk van Jesus Christus mag ingaan. Amen. En dat ek en Jesus Dawid gedoen het, al die dinge wat Saul teen die Gibeoniete gedoen het. En hulle vra hom 'n eenvoudige 7 van Saul se seuns om hulle voor die aangesig van God op te hang. Geliefdes, vandag, deur die bloed van Jesus, deur sy kruisiging en deur sy genade, kan ek en u gaan, en ons kan net, as die Gees van die Here ons lei,
net gaan vra met die mond en die lippe, vergewe my met opregte berou. Vergewe my my pa, vergewe my my broer, my suster, my ma, vergewe my. Oma, vergewe my, opa, vergewe my. My vriend, my buurman, vergewe my. Ek het jou te nagekom in woorde. Ek het jou sleg gesê. Net die vraag van vergifnis mag daardie persoon red. Mag hom verlos, mag hom help. En sê, kyk, hierdie persoon bewandel 'n weg wat ek begeer om op te wees. Want hy lyk ligter, hy lyk soos 'n engel van God, want hy sy woord is ja en ja, sy nee is nee. En dit wat hy beoefen, is wat hy spreek, die woord van God. Hy hou nie vas. Sy hart is nie gerig en hy is nie groot in homself nie, want hy weet om vir God in nederigheid te wandel. Ons kan nie praat van die vrug van die gees, en dan die helfte van die vrugte nie is daar, in my siel, in my harte nie. Die vergewensgesindheid, dis nie is daar nie, want ek hou vas. Die een het my seer gemaak, die een het my seer gemaak. Ek het vergewe met die mond, maar nie met die hart nie. Ek en u, geliefdes, u wat luister na die woord van die Here. Kom ons kom op die punt, want die tyd word kort, en God wil sy koninkryk vol hê. God wil ek en u almal, vanaand mag jy nie miskien 'n geredde persoon wees, as jy luister, op die social media, maar weet dit, God wil jy in die koninkryk van die hemel hê. En as ons kan afskud, dan kom die Here en hy kan u gebruik in hierdie akker van hom. Hy kan ek en u gebruik as instrumente, waar ook al. Maak jouself van, ek het besef, soos ek saam pastoor beweeg het, ek besef, daar is so baie geleenthede. Daar is nie 'n plek waar die gees van die Here nie verkondig kan word. Daar waar daar mense is, of hulle 2 is, of hulle 1000 is, die evangelie kan daar verkondig word. Maar ek en u moet die regte weg vir hulle bedien. Die pad is nie maklik nie. Dit is nie 'n breë weg nie, dit is 'n smal weg. En Dawid het dit gou in sy lewe agtergekom. Want Israel moes 'n hongersnood deurmaak. Israel moes lyding deurmaak. Want ek lees in die Ou Testament, daar tye wat Israel in hongersnood gewees het, wat die vyand hulle omring het, wat hulle nie kon uitkom, en hulle moes hulle eie kindertjies eet. Geliefdes, as ons dit kon insien in ons gedagtes, hoe wreed is dit in hierdie dag, as mense eie kind moet eet. God se genade, Jesus Christus se bloed, help ek en u, om net sulke dinge nie te aanskou nie. God se genade help ons om nog by te kom en sê, Here, hier is ek bekeer my. En ek wil die weg van God in geregtigheid bewandel, want hierdie weg is nie breed nie. Daar is nie plek vir die swaar sak wat ek dra, die haat, woede, die onvergewensgesindheid. Geliefdes, skep moed in die Here Jesus Christus. Die prys wat hy betaal het, is 'n duur en kosbare prys. En vir ek en u, wat gered is, kom ons hou vas aan die soen van Jesus Christus. Kom ons dien die Here. Kom ons werk vir die Here. Kom ons gee ons beste, want eendag daar in die hemel gaan u die beste ontvang. Hierdie aarde kan nie vir die beste gee nie. God is die enigste een wat u die beste kan gee. Ons sal soos engele wees, sê die woord van die Here. Maar dit is nie net 'n storie nie, dit is 'n werklikheid. Maar ons moet die weg van geregtigheid bewandel. Ons moet afsien van al die verkeerde dinge. Ons kan gered is, maar ons moet afsien van die verkeerde dinge. Die haat, die woede, die klein dingetjies, wat ek en u weerhou om selfs met ons families klaar te kom. Ons verstoot die helfte van die familie, want ons voel, ons is reg. Kom ons sal daar ieder sakkie, want ek en u is op 'n pad hemel toe. Nie op 'n pad wat dwaal, wat nowhere heen wys nie, en is die afgrond van die verderf. Niemand wil daar wees nie. Dit klink maar na 'n verhaaltjie, want dit was al die jare gepreek, die hemel en die hel. Dit was jare voorgelê, maar ek en u wat kinders van die Here is, ons weet, waarom toe?
is ons op pad. Maar vir u wat nie gered is moontlik vanaand nie, as u, maak gou, kom tot die punt en sê, Here, hier is ek gaan regmaak met diegene wat ek fouteer het. Ek wil gaan regmaak met die oomse goed wat ek gesteel het om drugs te gaan koop. Ek wil gaan regmaak met dit wat ek gevat het wat nie myne was nie. Al gaan nie en ek gaan vra vergifnis, maar laat God se gees u lei. Moenie net uit die eie uitgaan en gaan regmaak nie, want dan kan jy in moeilikheid kom. Maar as God se gees jou vat en hy lei jou, dan kry jy dit waarna jy gegaan het om te soek. Vergewe. U word vergewe. Want die persoon kom daar en hy sien die Here, hy sien nie weer vir u nie. En God forceer sy autoriteit op daardie persoon af om u te vergewe. Kom, u wat vanaand luister op social media, gered of ongered. Kom ons kyk bietjie wat is in hy sak. Kom ons hou uit. Kom ons maak vry. Kom ons gaan maak reg met die familie. Dat hulle ook God se liefde kan ervaar. Dat hulle ook kan weet die pad wat my oom, my broer, wat ons kind beweeg, is werklik waar die pad wat na die hemel lei. Want hy is opreg en hy hou draai nie toekies om nie. Hy is nie 'n ja en nee Boeta nie. Hy is ja en nee. Want hy bewandel 'n weg van saligheid, geregtigheid en wat na die hemel lei. Kom ons skep moed in hierdie boodskap. Kom ons voel nie seer gemaak nie. Kom ons kyk, want die loon eendag daar in die hemel is baie groot. Amen. Ek en u gaan nie die grootheid van die loon kan in 1000 jaar sal ons dit nie kan in onsself kan sê, is ek werklik hier in die hemel nie. Maar kom ons sien uit daarna. Maar die weg wat ons moet wandel is smal en nou. Mag die Here hierdie paar woorde aan elkeen van ons wat luister sal seën en dat ons sal vashou in die wat die Here werklik soos ons wat die Here dien, geliefdes, dat ons sal vashou en sal uitsien om die hemelse poorte in te gaan. Die Here seën u. Kom ons sluit ons oë. Dankie Vader. Here, laat u soete Heilige Gees tot vanaand naprediker wees. Want ons wil graag, Here, sien hoe baie saam met ons die hemelse poorte ingaan. Here, plaas vanaand die begeerte in harte wat miskien nie vanaand die Here ken nie, maar laat hulle sal besef en dat hulle sal begeer om eendag die hemelse poorte in te gaan, want Jesus Christus, ons verlosser en zaligmaker, het vir ons die duur en kosbaarste prys betaal. Seën vanaand die woord, seën hierdie diens, seën almal van ons in Jesus Christus se heilige naam. Amen.